Ek wil by hierdie geleentheid wil ek julle kom groet in die naam van God wat deur vier sy heiligheid kom openbaar het. Ek kom groet julle in die naam van Jesus wat God se woord vlees laat word. Ek groet julle in die naam van die Gees van God wat lewe, God se lewe in ons lewens bring. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek het volgens die behoefte om uit te roep saam met die engele rondom u troon. Heilig, heilig, heilig is die Here. Ons is hier by mekaar om u te kom aanbid, om u te kom verheerlik en voor u te kom buig as die God van ons lewens. Dankie Jesus dat u vir ons u Gees gestuur het sodat u altyd by ons sal wees soos u beloof het. Gees van God, sonder u is ons u gemeente dood. Sonder u Gees is ons geestelike dooie mense. Here, so baie mense rondom ons het geestelik dood gegaan. Dit maak nie meer vir 'n saak nie. U is nie meer in hulle lewens vir hulle teenwoordig nie. U woord beteken vir hulle niks. U kerk is vir hulle maar net 'n gebou, 'n monument van 'n verlede wat verby is. Ons is hier by mekaar omdat ons glo. Op hierdie Pinksterdag glo ons dat u Gees in ons woon. En daarom is ons tempels van u. En Here, u ken hierdie gemeente. Die gemeente se ouderdom van 100 jaar maak dit 'n ou gemeente. En dit kan ook 'n dooie gemeente wees. 'n Gemeente wat maar ook saam met baie kerke en gemeentes begrawe moet word. Maar Here, ons glo dat hierdie gemeente 'n plek het. Hier in hierdie dorpie. Here, waar hierdie boodskap uitgesaai word, letterlik oor die wêreld heen. Weet ons, die afgelope week het meer as 1000 mense geluister. En dit maak ons gemeente 'n klein gemeentetjie hier, Rosendal, hier in die Oos-Vrystaat, op 'n kaart, 'n stippeltjie. Maar ons glo, ons is 'n baken van hoop. In hierdie hopelose wêreld waar ons al meer en meer hoor, daar is nie 'n toekoms nie. Ons wil vir mense hoop bring. En ag Here, ons as gemeente wil intree ook vir ons Kalk, sy hele huisgesin. Wat 'n vrou, wat 'n ma, wat 'n ouma afgegee het deur die dood. En hulle is hartseer. Hulle sit daar by die huis, glo ek, en vertel van die mooi dinge wat hulle onthou. Maar daar's seer, daar's hartseer. Daar's afskeid. En ons bid in persoonlik vir hulle as gesin. Dankie
vir die operasie van Lydia wat 'n sukses was en ons glo dat sy gesond word. Ag Here, so wil ons van bid dat U vanoggend op 'n besondere manier met ons elkeen sal praat in Jesus se naam. Amen. Jy weet seker dat die boek Handelinge is geskryf deur die dokter Lukas. Hy het twee boeke geskryf in die Bybel, die Evangelie volgens Lukas en dan Handelinge. Ek dink ons almal weet, dokters is geleerde mense, intelligente mense, en ons sien op na hulle doen vir ons wonderlike werk, so het Lukas ook hierdie twee boeke geskrywe, en jy kan sien, hier is 'n man wat skryf uit sy hart uit. Hy is nie net 'n dokter wat voorskrifte geskryf het nie. Hy is 'n dokter wat die evangelie vir ons opgeteken het. En hier in Handelinge 2 vertel hy van Pinksterdag. So ek lees vir julle Handelinge 2, 1 tot 4. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle, al die gelowiges, almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. Dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Onder sy leiding te doen. Daar is seker min dinge wat so sleg is as 'n lou gemeente. Want jy weet, om 'n lou gemeente te wees is eintlik die tree nader aan 'n dooie gemeente. En ek dink julle weet dat Nietzsche, wat 'n godlonaar was, ateïs was, maar hy was 'n seun van 'n predikant gewees. En Nietzsche het daai bekende woorde geskrywe: elke kerktoring is die grafsteen van die God wat dood is. Elke kerktoring is die grafsteen van die God wat dood is. Nou, weet jy, 'n lou gemeente is 'n gevaarlike gemeente. En ek dink dit staan in Openbaring 3 vers 15 en 16 staan daar: ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspuug. Dis Jesus se woorde. Ek weet nie julle nie, maar ek hou nie van lou water nie. Ek drink nie graag lou water nie. Ek moet koud wees of warm. Maar jy weet, lou water of 'n lou mens is 'n mens wat eintlik nie omgee nie. Hierdie gemeente het nie meer omgegee nie, want daar word beskryf in vers 16. Hy sê Openbaring 3 vers 17, julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat dit julle wat elendig en beklaanswaardig is en arm en blind en kaal is nie. Jy sien, Laodicea wat hiervan getel word, is 'n gemeente wat by die plek uitgekom het waar hulle gesê het, ons het niks meer nodig nie. Ek het alles. Ek het geld, ek het 'n posisie, ek het kos, ek het niks meer nodig. En weet jy, ons leef in 'n tyd waar daar twee groepe mense is, en dis mense wat niks het nie en daar's ander mense wat alles het. So tussenin kry jy mense wat iets het. Maar die feit bly bestaan is, ek het niks teen rykdom nie, ek het niks teen mense wat besittings het en die goed nie. Maar wanneer dit jou besit, verstaan, wanneer geld jou besit, wanneer jou besittings jou besit, dan begin jy 'n plek kom waar jy 'n slaaf word en waar jy sê, maar weet jy wat, I pay my way. As ek iets nodig het, koop ek dit. En dit maak 'n mens onafhanklik
en ook onafhanklik van God. Jy word self voldaan. Ek het die kerk nie nodig nie, ek het God nie nodig nie. En so is daar mense wat letterlik sonder God lewe. Ateïste. Mense wat sê ek weet nie of daar God is nie. En dan kry jy natuurlik mense wat en dit is 'n verskriklike ding, sekularisme wat sê, weet jy wat, ons moet godsdiens en ons lewe uitmekaar uithou. Daar word van geen God gepraat in die parlement nie, daar word nie op skole toegelaat dat God van gepraat word en die Bybel gelees word nie. En so is die mensdom besig om eintlik dood te raak. President Trump het nou in Amerika weer die godsdienst teruggebring in die skole en ook in die parlement. En as mense wat weer 'n gevoel het van ons moet God weer terugkry. Ons het God verloor. Miskien luister jy nou na my of waar jy daar by jou huis sit. Jy het ergens langs die pad God verloor. Oor een of ander rede. En as God nie terugkom in jou lewe nie, gaan daar niks in jou lewe verander nie. En dis waaroor dit eintlik vanoggend gaan. Want jy sien, wanneer hulle ons begin stil maak, moenie meer oor God praat nie. Romeine 1:16 sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dat mense skaam geword. Ons praat nie oor die evangelie nie. Ons dweep nie. Daar's 'n plek vir alles. Peter sê op Pinkster, sê in Handelinge 4 vir die mense gesê, jy mag nie weer praat oor Jesus nie. Hy sê, ek kan nie swyg oor wat ek gesien en gehoor het nie. Ek wil my nie as 'n voorbeeld vir u gee nie. Is daar ook 'n tyd in jou lewe gekom en ek was heeltemal weg van die Here af gewees. En dat 'n tyd in my lewe gekom waar ek God teruggekry het. En my lewe het verander. Ek het nie volmaak geraak nie en ek het nie volkom geraak nie. En dis die ander ding wat julle ook asseblief moet uit julle ons sisteme uit moet kry. 'n Predikant is 'n mens wat geroep is om die evangelie te verkondig. Ek verkondig nie my lewe nie. Ek is 'n posman wat die pos aflewer wat God geskryf het. En as ek foute het, dan het ek foute. Maar daar's nie 'n fout met die boodskap wat ek bring nie. Dis God se woord. En daarom Lukas 9:26, elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom. Kan ek maar weer vra, dit is nie om, ek het dit vir myself afgevra. Wat beteken God op die oomblik vir jou? Wat beteken God se woord vir jou? Wat beteken God se kerk vir jou? Jy sien, 'n mens moet van tyd tot tyd hierdie vraag vra. Jy weet, wanneer 'n vrou vir jou as man vra, sê vir my, wat beteken ek vir jou? Daai een liedjie wat sing, jy soen my nie meer nie. Wanneer 'n man en vrou se liefde koud geword het, lou geword het, verstaan jy? Dan begin dit twyfel in mekaar. Jy raak nie aan my nie. Jy sê nie meer vir my ek is mooi nie. Jy sê nie ek gee om vir jou nie. Jy sien, dis die teken van doodsheid. Dis die teken van doodsheid. En daarom wil ek graag afsluit met die kenmerke van 'n brandende, want ek wil met julle kom praat oor 'n positief ding. Die kenmerke van 'n brandende gemeente. Die eerste, in 'n brandende gemeente is daar mense met brandende harte. Brandende harte. Dit word vir ons beskryf in Lukas 24 vers 14 waar Jesus opgestaan het en die Emmausgangers was in Jerusalem en het gesien Jesus gekruisig, hy's dood, is die graf en nou stap hulle terug na Emmaus toe en Jesus het by hulle aangesluit. Hoor mooi. Hulle het 'n boodskap in hulle lewe van Jesus is dood. Kom ons sê dit, God is dood. Nou hier kom Jesus wat opgestaan het. Want as Jesus nie opgestaan het nie, dan was hy 'n dooie God. Was hy 'n dooie Jesus. Nou stap hy saam en Jesus sê, "Waar lyk julle so ongelukkig?" Hulle sê, "Julle nie gehoor wat in Jerusalem gebeur het nie, vertel julle verhaal." En dan kom Jesus en hy lê die woord vir hulle uit.
En al die teksverse in die Ou Testament wat op hom betrekking het. En dan word dit laat aand. En dan maak Jesus asof hy weggaan. En hier kom die belangrike ding. Hierdie Emmausgangers sê, Jesus, kom bly by ons. Hoor mooi. Jesus, kom bly asseblief by ons. En hy het in die huis gekom, hy het geëet, hy het die brood gevat, en hy het gebreek, en dan staan 'n ding, hulle oë het oopgegaan, en hulle het Jesus erken. Hoor? Jy sien, hierdie man, wat saam met hulle geloop het, is nie maar net 'n man nie, hy is Jesus wat opgestaan het. En hierdie Emmausgangers se ganse lewe verander, want hulle sê daar, was ons harte nie brandende, toe hy met ons gepraat het nie, hoor? Brandende harte. Jy kan nie 'n brandende gemeente hê met koue harte nie. Hierdie gemeente gaan lou bly, gaan doodloop. Hoekom? Want as die mense se harte lou word, as die mense se harte doodgaan, dan gaan die gemeente dood. En daarom is daar Pinkster. Pinkster is waar die vuur op 'n mens neerkom, by wyse van Spreuke. Jy word aan die brand gesteek. Jy word aan die brand gesteek. Daar's 'n verskil tussen 'n lou mens en 'n brandende mens. 'n Lou mens sleep sy voete. 'n Lou mens sê niks. 'n Lou mens beteken niks. Maar 'n brandende mens wat opgewonde raak. Of dit oor sport is en of dit oor politiek is en of dit maar as jy nie 'n brandende hart vir Jesus het nie, kan ons nie 'n brandende gemeente hê nie. Tweede plek, 'n brandende gemeente is 'n gemeente waar die mense by mekaar is. Oukies, as daar oor een ding is, weet jy waarom Suid-Afrika besig om dood te gaan? En ek dink julle weet dit is jaarheid. Die wêreld weet dit nou. Die wêreld weet dit. En is nou nie swartgallig nie gaan praat, gaan kyk. Weet jy hoekom? Omdat ons uit mekaar uit is. Uit mekaar gedryf. Ons is 'n sogenaamde reënboognasie gewees. Uit mekaar uit geskeur. Deur baie redes. Maar hier staan in Handelinge 2 vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Ja, oukies, ons is min vanoggend in die kerk. Julle is in die kerk, ek gaan nie met julle beklei nie, julle is hier. En ek gaan nie praat met die mense by die huis is nie. Ek praat met julle is hier. Julle is deel van die brandende gemeente. Maar weet jy, oral word gesê, die kerk en gemeentes is besig om leeg te loop. Die kerk raak leeg. Hoekom? Wat het gebeur? Ja, ons kyk op die televisie. Ons luister so aanlyn. Oukies, nee. Die kerk moet by mekaar wees. By mekaar wees. Hebreërs 10 vers 22 sê dat laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid. Ons harte is gereinig van skuldige gewete. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ja, iemand het gesê vir my, maar weet jy die dominee, dit is net 'n gewoonte om kerk toe te gaan. Toe sê ek, weet jy wat is 'n goeie gewoonte? Wie was 'n slegte gewoonte? Om nie kerk toe te gaan nie. Ek is bekommerd dat ons mense het individualisties geraak. Ons elkeen bly op ons eie hoopie en baie keer kom ons nie meer by mekaar nie. Ons het self genoegsaam geword. Ek het ander mense nie meer nodig nie. Ek het my televisie, ek kyk my tennis en ek kyk my rugby en so leef ek op my eie. Oukies, ek sê nie is verkeerd nie, maar weet jy wat, die kerk is 'n plek waar mense by mekaar kom. Ons harte is brandende, ons soek mekaar. 'n Man en 'n vrou wat 'n brandende hart het, hulle wil by mekaar wees. 'n Man en 'n vrou wie se harte koud geword het, wil nie meer by mekaar wees nie. Hulle vermy mekaar. Hulle doen hulle eie ding en ons, soos daai vrou gesê het, man gesê, hoor hierso, ons bly nog nie in 'n huis, maar kom probeer so min as moontlik vir mekaar sien. Nou jy sien, brandende, koue, lou. En daarom moet ons weer een gaan kyk,
dat ons hierdie gemeente, ons is min. Ons by mekaar kom. Ons by mekaar kom. Ons mekaar lief kry. Ons is huisgesin. Ons mag nie word soos huisgesin wat uit mekaar uitspat nie. Mens kan so maklik mekaar verloor. Pa, ma, kinders. Was 'n gesin is nie meer 'n gesin nie. Hulle kom nie by mekaar nie. Ons kan nie net op begrafnisse by mekaar kom nie. Ons kan nie net by troues by mekaar kom nie. Ons moet by mekaar kom want ons mekaar liefhet. En die gemeente moet by mekaar kom. Dan die derde, 'n brandende kerk is ook 'n kerk wat beheer word deur die Gees van God. Handelinge 2 vers 4. Almal is met die Heilige Gees vervul. Oukies, almal. En as die Heilige Gees jou vul, luister mooi, dan word jy gevul met God se vuur. En God se vuur maak jou brandende. En daarom is ek hartseer om te sê, daar's predikante wat op 'n kansel staan, wat geen brandende hart het nie. Jy hoef nie te skreeu en te beklei en te raas nie. Maar ek wil vir julle sê, ek is lief vir die Here. Ek kom preek nie omdat ek betaal word of wat ook al nie. Ek is hier omdat die Here my hart aan die brand gesteek het. En ek wil hê hierdie brandende hart van my moet julle aanvuur. Hoe gaan iemand of die aankom en sê ek weet nou nie wat ek hier kon doen nie, ek weet nie eintlik wat om te sê nie en verstaan jy? Mense stap hier uit met 'n dooie hart. Maar wanneer jy sê die Here maak jou lewend. Die Here maak jou aan die brand. Jy het 'n vuur, jy het 'n energie. Energie. Vuur, energie. Dit het tyd geword dat ons weer onder die beheer van die Heilige Gees sal leef. Jy sien, ons word deur die vuur, ons word deur die Gees van God se krag word ons na ander mense toe aangevuur. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hierdie krag is 'n groot Griekse woord, dynamis. Dis mense wat hier sit wat weet wat is dinamiet. Dinamiet, my boetie, my sussie, as jy dinamiet aan die brand steek, dan gee dit 'n plofgeluid wat rotse stukke skiet. Dis hierdie dynamis. Julle sal krag, dynamis. Julle sal dinamiese mense wees. 'n Brandende hart is 'n dinamiese mens. Iemand wie se hart lou is, iemand wat koud geraak het. Hy het sy dinamiek verloor. En daarom loop kerke leeg. Mense gee nie om nie, die dominee self glo nie wat hy sê nie. Hierdie dinamiek moet in ons optredes wees. Dinamiek moet in die prediking wees. Dinamiek moet wees in ons passie. Dis 'n mooi woord, 'n passie. You have passion. Jy sê ek hou van mense wat 'n passie het. Dit wat hy doen hy met passie. Daar's nie 'n oorlosiekykery nie. Ek doen dit omdat my passie is. Hulle sê lidmaat op hulle horlosies begin kyk, dan moet jy weet jy moet nou begin. Maar as 'n ou sy horlosie so begin skud, jy weet dan moet jy opgehou het. Maar jy sien mense, as jy nie dinamies is nie, dan moet 'n preek so kort as moontlik wees. Ons moet so gou as moontlik by die huis kom, want ons het ons plig het ons nagekom vir die week. Nee oukies, jy moet sit. Ek was in Korea, 'n kerk waar daar 3 miljoen mense in een kerk is. 8 dienste op 'n Sondag. As jy mense sien hardloop kerk toe, was dit Jonkie Chou gewees se kerk. Ek het gesien hoe lyk, weet jy wat? Hulle hou bidure van 2-3 ure. Dis mense wat aan die brand is vir die Here. As jy daar instap, dan sit so vibreer, dit vibreer so. Dis mense wat onder die krag van die Heilige Gees is. Tweede laaste is, maar so gemeente beïnvloed die wêreld. Hierdie gemeentes beïnvloed die wêreld in die plek waar hy is. Daar staan Handelinge 2, 4, 6, 8, 11. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee is om onder sy leiding te doen. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie.
Verras en verbaas sê hulle, hierdie mense is Galileërs. Hoe praat hulle aan ons tale? Hoe hoor elkeen van ons dan ons eie moedertaal? Vers 11. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. En daar staan in hierdie brandende kerk, het hierdie gemeente besef, maar hulle hoor die dinge van God. Ek word hartseer. Weet jy, daar is baie van die kerke wat dit eintlik maar 'n tipe van 'n mooi woordjie wat gespreek is. Dis eintlik maar soos hierdie wat mense wat gaan praat, wat hulle mense sprekers. Ek is nie hier om julle beter te laat voel nie. Ek is hier nie, ek is ook nie om julle op te sweep nie. Maar ek is hier vir julle sodat julle die groot dade van God kan hoor. Dit gaan oor God. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die kerk nie, dit gaan oor God. Ek wil nie 'n geleentheidsspreker wees nie. En hoe meer en meer die kerk so word, sê die mense, ag, dit kon net sowel sonder God gewees het. As jy preek sonder God se naam en Jesus, dan is jy nie besig om te preek nie. Jy is besig met 'n praatjie. En ons is moeg vir praatjies. Preek, God kom aan die woord. Preek beteken God kom aan die woord. En hierdie dag het dit gebeur. Die mense is beïnvloed. Ons moet vra, is ons nog 'n invloed in die dorp? As ons hierdie kerk toemaak, en sal die mense dit agterkom? Jy weet, daar's 3 maande laas kerk gehou. Ons weet nie eens daarvan nie. Maak nie saak nie. Verstaan wat ek sê? Maar as ons 'n invloed in die dorp het, al glo die mense nie wat ons glo nie, maar ons lewenswyse moet mense aantrek. Nie noodwendig om kerk toe te kom nie, maar hulle moet sien maar hierdie mense het iets wat ons nie het nie. Hier's 'n passie. Ons is nie sondeloos nie, maar ons is passievol oor die Here. Want hy het ons lewens verander. En daarom staan dan, julle sal getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot die uiters van die aarde. Klaar. Die laaste is 'n brandende gemeente, is 'n gemeente waar mense tot bekering kom. Jode sowel as heidene wat Joodse geloof aangeneem het. Hulle het die Joodse geloof aangeneem. Hulle het 'n brandende kerk geword. Handelinge 2:40 sê, met baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen ongeredde mense. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, gemeenskaplike maaltyd en gebede. Hier's 'n brandende gemeente. Hoekom? Daar kom mense tot bekering. Mense kom tot bekering. Kan ons onthou? Wanneer laas het iemand hier tot bekering gekom? Opgestaan het gesê, ek het die Here Jesus aangeneem. Hy leef in my hart. Hy het my lewe verander. Daarom welkom het ek dit beleef. Ook hier's iemand wat weet, die myn mense is nogal 'n tipe van 'n harde soort mens. Hulle doen 'n harde soort werk. Ek was daar welkom in 'n gemeente waar daar feitelik elke Sondag mense tot bekering gekom het. Mense het vorentoe gekom. Mense het die Here Jesus aangeneem. Mense het by braaivleisvure begin praat oor Jesus. Nie omdat ek daar was nie, nie omdat ek 'n dominee daar was nie, maar omdat die gemeente brandend geword het. Die aanddienste was 500-600 mense in 'n aanddiens. Die kerk het 7 uur begin, 5 uur sit die kerk vol. Wat het hulle kom soek? Hulle het nie 'n preek kom soek nie. Hulle het God kom soek. Hulle het nie opswepe kom soek nie. Hulle het God kom soek. Want ek kan nie iemand verander nie, maar God kan mense verander. En as God mense verander, dan sien jy dit, jy beleef dit. Oukies, ek bid op hierdie Pinksterdag dat hierdie ou klein gemeentetjie Rosendal, Baken van Hoop 'n brandende gemeente sal word en sal wees. Dat ons mense sal aantrek. Ek het gedroom een nag,
die mense stroom hier in Rosendal en ek sê, wat is die geleentheid? Is hier weer 'n perderesies of is hier 'n wat is hier aan die gang hierdie week, die naweek? Wat sê hulle? Hulle sê ons kom na hierdie gemeente toe. Want ons het gehoor, God is hier. Dit is dan as jy stroom kan, dan slaan tente op, want as jy genoeg slaapplek vir hulle nie, want hulle kom na 'n gemeente wat brandende is. Daar kom mense tot bekering. Mense se lewens verander. Mag die Here vir ons dit gee. Here, baie dankie dat Pinkster beteken brandende. Aan die brand vir U, Here. Begin by my. Begin by my. Maak my weer brandende. Sodat hierdie gemeente ook 'n gemeente sal word met brandende harte in Jesus naam. Amen. Ja, toe ek daar welkom was en ek het vir hulle gesê ek gaan nou aftree en daar was 'n ou Engelse oomie in die kerk daar in die kom so storie wat ons daar afsluit. En ek sal nooit vergeet hierdie oomie, hy bid, hy sê Lord, you hear that Dominee Andre is going to retire. But Lord, I ask you, refire him again. Nou ek het van retire na refire toe gaan. Want daai het dit gebid. So, kom ons retire nie. Kom ons raak gerefire. Ja, nou afsluit met 'n ware storie. Hier in die Suid-Vrystaat, jy weet daar waar dit so koud word in die winter. Suid-Vrystaat, daar waar al skape het en daai goedjies, jy ken dit. En daar was 'n dominee gewees daar wat huisbesoek gedoen het. En daar was een van die boere in daai gemeente wat ronduit gesê het, ek kom nie kerk toe nie. Die kerk nie nodig nie, die dominee nie nodig nie. En toe kom dominee huisbesoek daar by hom. En hulle sit daar by die kaggel. Lekker vuur. Dit is so lekker warm. En die boer sê vir die dominee, ek hoop nie jy is hier om vir my te preek nie. Hy sê nie, ek sien hom toe kom preek nie. Ek is hier om sommer hier by jou die vuurtjie te kom sit. En so sit hy by die vuur. En hy sê nie 'n woord nie. En die ou begin al, dominee wat nie praat nie, dit gaan nou aan. En hy vat die ysterraaf van die vuurherd af. En nou staan hulle en kyk na die vuur daar. En hy vat die ystertjie en hy krap een van die kole uit die vuur uit. En daai koeltjie lê daar een kant. Nou kyk hulle na daai een koeltjie daar. En die koeltjie word dowwer. Boem, dood. En dominee sit die ystertjie terug en hy staan op. Hy sê nee, asseblief, moenie loop nie. Ek het jou preek gehoor. Daai koeltjie is ek. Ek is uit die warm vuur uitgehaal. En ek het koud geword. En ek het dood gegaan. Ek moet teruggaan. Om by die vuur uit te kom. Preek het gewerk. Sonder woorde. Ek stuur jou huis toe met die seën van die Here. Mag die Here jou seën en beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede